Goeienaand almal. Hartlik welkom by die diens vanaand. Mag ons ook hier nader aan die Here groei. Ons het net so 2 afkondigingetjies wat ons graag weer wil deel. Ons herinner dat die name van broers PJ van der Walt en broer Roan Grobler aan die voorgehou word om te dien as ouderling en diaken. En dan het ons, dink ek, vanaand koffiekroeg. En dan daarmee saam kollektes onder die diens vir barmhartigheid by die deure vir die proponente hulpfonds. Ons raak so 'n oombliekie stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot aan alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, dankie vir 'n oomblik om klein te word voor U. Om hier te kan sit en te kan luister na U woord. Om hierdeur gevoed en toegerus te word vir die taak wat U aan ons elkeen toevertrou. Om U kind te wees, om 'n ligtende lig en 'n soutende sout te wees in hierdie wêreld en U naam groot te maak. Ons dank U, Here, dat ons in ons afhanklikheid van U ook aan U die eer kan gee wat U en U alleen toekom. U wat die reën gee en U wat dit ook wegneem, U wat dit terughou. Dankie Vader vir U voorsienigheid en U versorging. Ons bid ook, Here, vir die plekke, die mense waar daar vloede en skade is, dat U ook daar verligting sal gee, dat U uitkoms sal gee en dat die gemeenskappe nader aan mekaar sal trek, dat hulle ook vir mekaar sal omgee en op 'n manier ook iets van U liefde daarin sal laat blyk. So ook daar waar dit droog is, vra ons, Here, as dit U wil is, dat U ook uitkoms sal gee. Maar bo alles bid ons, Here, dat U harte sal verander. In ons land is daar soveel eie willigheid, soveel selfgesentreerdheid, soveel wat elkeen wil kraai op sy eie mishoop. Dankie, Here, dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag verkondig, dat U ons as instrumente in die hand gebruik om dit ook te doen. En dan vra ons, Here, lei ons dan juis in hierdie taak. Dat hierdie land se harte sal verander, dat ons in hierdie land al meer en meer 'n land sal word wat U aanbid en erken as Heer, en dat dit ook sal begin wys in hoe die land regeer word, en hoe ons as burgers deelneem, ook onder die gesag wat U oor ons gestel het. Ons bid, Here, vir hulle wat in gesagsposisies is, wil U ook harte van klip verander in harte van vlees. Wil U daar waar korrupsie heers, ook leiding gee dat daar eienaarskap geneem sal kan word, rekenskap gegee sal kan word van dit wat gedoen is. Mag reg en geregtigheid geskied, mag U naam geëer word, en bo alles mag U daarvoor ook uiteindelik alle eer kry. Ons bid dan ook, Here, vir U woordverkondiging vanaand. Ons bid dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees, dat ons daardeur toegerus sal word. En dat ons ook juis die knie sal buig voor die gesag wat oor ons gestel is, omdat dit van U afkom. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Efesiërs 6, vers 1 tot 4. Ons luister saam na die woord van die Here. En daarmee saam Sondag 39, vraag en antwoord 104. Ek lees vir ons. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op die aarde sal hê.
En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Ons lees tot sover. Daarmee saam, Sondag 39 van die Heidelbergse Katekismes. Wat eis God in die 5de gebod? Ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys aan hulle goeie leer en tug, moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp, ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink as 'n mens oor hierdie gebod oplees, kom 'n mens te staan voor 'n paar interessante opinies. Boonbehalwe vir die verskillende forme van ouerskap wat deesdae gepropageer word, en waar ons ook baie keer sien, ons praat ook baie keer van die gehoorsame ouer, waar die ouers die knie buig voor die kinders en hulle laat rig deur kinders se behoeftes. Kry mens selfs dat mense, wanneer hulle die 5de gebod verklaar, dat hulle sê, hier word nie gepraat met kindertjies in die huis nie, hier word gepraat met groot mense, met volwasse kinders, oor hoe hulle moet maak met hulle bejaarde ouers, wat dalk verswak het. En word die saak dan uiteindelik uitgemaak, dat hierdie nie gaan oor gesag nie, maar eerder oor 'n wyse waarop volwasse kinders hulle ouers met eer moet versorg. En daarom is die gebod in 'n klomp mense se opinie eerder net 'n sosiale konstruk. En tog maak die katekismes 'n duidelike aanspraak op die saak van gesag wat deur hierdie gebod aangespreek word. So kom ons grawe 'n bietjie dieper in die gebod in, sodat ons beter kan verstaan waaroor dit gaan. En ek dink vanuit die wegspringblokke moet ons vir mekaar sê en moet ons verstaan dat hier nie met volwassenes gepraat word, eerstens nie, maar inderdaad met kinders in die algemeen, kinders van kindsbeen af tot volwasse kinders, word almal mee gepraat. En dit dan aan die kern van die 5de gebod, juis die vraag oor gesag lê. Die apostel Paulus bevestig dit in Efesiërs 6 vers 1 tot 2, skryf hy dat kinders hul ouers moet gehoorsaam. Hy beroep hom daarvoor op die 5de gebod, en dit spreek klaarblyklik van jonger paas en maas wat gesag oor hulle groeiende kinders moet hê. Sonder huiwering brei die katekismes dan hierdie kring van die ouers uit na almal wat oor my gestel is. Dis 'n hele aantal mense. Ons ontmoet oral mense met gesag, die onderwyser by die skool, die werkgewer by die werk, die polisie, die regering wat oor ons gestel is. 'n Party van hulle, moet ons ook vir mekaar sê, lyk dan glad nie soos goeie maas en paas nie. Inteendeel is baie paas en maas self nie goeie ouers nie. Berokken ons as ouers baie keer skade aan ons kinders. En ten spyte daarvan plaas die katekismes en die woord van die Here almal onder dieselfde sambreel. Wat vir elkeen van hierdie gesagsfigure geld, is dat God ons deur hulle hand wil regeer. Of hulle dit goed doen of nie. Ouers is die voorbeeld vir almal wat gesag uitoefen. En die lys begin by hulle, en dis nie toevallig nie. Die gebod kon net so goed gelees het, eer jou koning of eer jou onderwyser of jou baas, maar deur vader en moeder as voorbeeld te gebruik, bied hierdie gebod 'n uitstekende vertrekpunt om allerhande hedendaagse vrae oor gesag te beantwoord, soos waar kom gesag vandaan? Waarvoor is dit goed? Hoe behoort ons daarmee om te gaan? Ons antwoord dalk eers die eerste vraag, waar kom dit vandaan? 'n Vader en moeder word beskryf as mense wat gesag oor my ontvang het. En hoe kry hulle dan hierdie gesag? Ouers is per definisie ouer as hulle kinders. Hulle het 'n langer lewe gelei al, hulle is al verder voor in die pad af. Hulle het meer wysheid en meer ervaring in hierdie lewe. Boonop is kinders in alles van hulle afhanklik, en hierdie natuurlike hiërargie maak dit vir ouers maklik om gesag oor hulle kinders uit te oefen. Ek bedoel, kyk maar net hoe lyk die lewe in die bos, selfs daar het ons Here vir ons 'n natuurlike hiërargie van ouerskap uitgebeeld in dit wat gebeur met die diere. Ook daar heers die realiteit van hierdie hiërargie. Die ouer, meer ervare een is altyd die een
met die gesag. En tog moet ons nou vir mekaar sê, er is hierdie gesag by ouers, by die wat oor ons gestel is, nie in hulle voorsprong in terme van ouderdom en wysheid nie. Dis nie waar die gesag lê nie. Want ons moet vir mekaar sê, uiteindelik is hierdie voorsprong iets wat ouers verloor. Kinders haal hulle ouers in, hulle word meer krities en ontdek self foute by hulle ouers. Verloor ouers dan hul gesag, wanneer kinders in hierdie manier groot word? Nee. En daarom is die enigste ware grondslag vir hulle gesag, die feit dat hulle gesag nie uit hulle self of hulle ervaring of hulle enige so iets kom nie, maar net omdat dit van God afkom. Gesag word deur God gegee. Om vader en moeder te eer beteken om met die gepaste gehoorsaamheid jouself aan hulle leiding te onderwerp. En dit klink dalk vir jou so 'n bietjie ouderwets, maar die Bybel is hieroor baie duidelik. Want behalwe vir eer gebruik die Bybel self sterker woorde soos vrees en ontzag hê. En elke kind moet ontzag hê vir sy ma en sy pa, sê Levitikus 19 vers 3. Dieselfde vrees word gebruik wanneer Israel na daai verskriklike donderslag om die berg diep onder die indruk kom van Samuel as gesagsdraer en van die gesag van die Here. Waarom dring die Here so daarop aan dat hierdie vrees en respek moet heers? Wat is sy bedoeling met hierdie gesag wat hy vir hulle gee? Wanneer ouers niks meer oor het oor hulle kinders nie, dan word dit dikwels chaos in die huis. Omdat sulke kinders nie leer wat gesag is nie, versteur hulle dikwels ook orde op skool en later in die samelewing word hulle baie keer opstandige werknemers. En tog wil God meer hê as net gesinne met gehoorsame kinders. Dit word duidelik wanneer ons hierdie gebod lees in die lig van die inleidende woorde hiervan. Daarom verklaar die Here, en hy sê, ek het die kinders, of ek het julle en julle kinders saam met hulle ouers, uit slawerny bevry. Ons kan nie die gebod losmaak van die inleiding nie. God roep kinders nie op om hulle ouers te eer sonder 'n dieper motivering nie. God het hierdie gebod aan die kinders en sy volk gegee en hy wou veral hê dat hulle hom as hul verlosser sou leer ken. Hulle ouers het hierdie verantwoordelikheid gehad. Daarom het hy hulle beveel om na hulle daarom het hy die kinders beveel om na hulle te luister en te sê eer jou vader en jou moeder. Om iemand te eer beteken om hom of haar as belangrik te beskou. Wat het hierdie ouers so belangrik gemaak? Hulle kon vir hulle kinders vertel wie die Here is. En dan veral moes hulle vertel wat die Here alles gedoen het. Julle onthou die vraag van môre, hoe kan 'n mens iemand vertrou wat jy nie ken nie? Dis juis waarom dit so belangrik is dat ouers hierdie plig nakom. Dat ouers hulle kinders grootmaak sodat hulle die Here sal ken, nie net weet van hom nie, maar hom sal ken soos die woordjie ken veronderstel, in 'n diep persoonlike verhouding met hom staan. Dis die ouerlike plig. En dit is waaroor natuurlik die Shema gaan, Deuteronomium 6, Shema Yisrael, luister Israel, die Here ons God is die enige God, jy moet hom lief hê met hart, siel, verstand en al jou kragte, en dan, jy moet dit met jou kinders hieroor praat, as jy op reis is, as jy tuis is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, en dit moet 'n teken aan jou regterhand wees, op jou voorkop wees, dit moet op jou stadspoorte staan en in jou huis se deure. Jou kinders moet by jou leer wie God is. Dis jou taak. Shema, luister. Die Here ons God is die enige God. Vertel jou kinders, op reis, tuis, wakker, gaan slaap. Hulle moet dit sien in wat jy doen. Hulle moet dit hoor in jou gedagtegang. En hoe dit homself uitspeel. Hulle moet dit sien in jou verhoudings en hulle moet dit sien in jou huishouding. Dan dink jy weer aan die uittog in Egipte, uit Egipte.
Hier sit die Israeliete, verlos uit Egipte en hulle hoor die gebod van die Here en in konteks hiervan is daar gesê, ouers moet elke Pasga vier deur die uittog te herdenk en weer vir die nageslag te vertel wat gebeur het. En dan het hulle kinders daaroor allerhande vrae gevra. Kinders en ouers het saam uit Egipte ontsnap, was op pad na die beloofde land en van toe af sou hulle deur hulle ouers hul groot reisleier leer ken en leer volg op hierdie pad. Op hulle beurt moes hulle die boodskap aan hulle kinders weer gaan oordraai. Met groot erns word hulle daartoe opgeroep ook. As jy die gebod keer met volle krag terug na die Nuwe Testament, kinders, wees julle ouers gehoorsaam. Die verskil is net dat hierdie gebod nou nie net vir Jode is nie, maar ook vir Griekse kinders in die gemeente van Efese. Kinders, wees julle ouers gehoorsaam in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Ook hierdie ouers deels voormalige heidene is saam met hulle kinders deur God bevry. En daarom beveel hy hulle dan nou om na hulle ouers te luister, terwyl hulle ouers hulle groot maak en leer wie God is. Die hoofmotief bly dieselfde. Deur hulle ouers sal hulle God van die verbond leer ken. Maar dan maak die katekismus vir dit ook vir ons duidelik, en ons teks maak dit ook vir ons duidelik, dat ouers swakhede en gebreke het. Ek weet my kinders weet dit. Dit beteken glad nie dat gebreke en tekortkominge goed gepraat word nie. Die gebreke van ouers word in die Bybel nog minder toegesmeer. Dink aan Isak en wat sy seun Esau voortrek omdat hy hou van wildsvleis. Rebekka wat 'n besonderse liefde vir sy tweelingbroer Jakob gehad het en hom voorgetrek het. Van Jakob wat hierdie pragtige klere vir sy seun Josef gegee het wat sy boeties almal jaloers gemaak het. Hierdie paas en maas het nie een reg opgetree nie. En die rampspoedige gevolge word alles breedvoerig beskryf in die Bybel, hoe dit 'n negatiewe impak gehad het, maar tog word hierdie paas, Isak en Jakob, deel van die aardsvaders van die geloof. Tog word van hulle gepraat as geloofshelde in Hebreërs 11. Albei word met eer genoem in die lys van ware gelowiges in Hebreërs 11 en daarom gaan dit nie oor hoe goed jou pa of jou ma is nie. Dit gaan daaroor of jy in hulle huis die Here leer ken en hom leer dien. Aan hierdie gebod het die Here dan ook 'n belofte van 'n lang en 'n gelukkige lewe in 'n beloofde land gegee. En wat het hierdie belofte beteken? Nie elke Joodse kind wat sy ouer geëer en al geloof gevolg het 'n gelukkige lewe gehad nie. Beteken dit dat elke een maar moes wag en sien of hierdie belofte ook vir hom bedoel is? Nee, die belofte was nie iets wat iewers in die fynskrif weggesteek was nie. Daar is niks wat daarop dui dat hulle nie sterk daarop moes reken nie. Daarom soek ons dalk eerder die oplossing iewers anders. Die beloofde lewe sou geniet word in die land wat die Here jou God aan jou sal gee. Die besonderhede van daardie land, Kanaan, wat was dat dit niks minder nie, maar ook niks meer nie as 'n vooruitgryp sou wees na die nuwe aarde nie. Selfs eeue tevore het Abraham nie blind gestaar na die goeie lewe in daardie land nie, want hy het 'n beter vaderland verwag, 'n hemelse een, lees ons. Kinders wat die voorbeeld van hulle ouers se geloof volg, sal beslis die volle vervulling van hierdie belofte beleef. Die belofte sluit 'n korter of langer lewe in die aardse Kanaan in, en by die uitbreiding die ewige lewe. Paulus ondersteun hierdie verklaring. Hy herhaal die gebod en die belofte daarby en hy sê aan die gemeente Efese, vir die Christene daar of hulle nou Jood of Griek is, het die aardse Kanaan lankal opgehou om die beloofde land te wees. Die interessante vraag is dan, wat is hierdie beloofde land wat oorbly?
Of wat van die belofte wat oorbly? 'n Lang lewe in die land wat God aan hulle beloof het. En dalk betrap jy antwoord 'n mens onkant, want Paulus skryf, eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Die belofte word behou en ekstra beklemtoon. Dit is die eerste gebod met die belofte. Dit is eerder 'n belangrike gebod met 'n wonderlike belofte. Die Ou Testamentiese belofte het niks van sy geldigheid verloor nie. Al wat gebeur het is, die land wat die Here God aan jou gaan gee, is breër gemaak deur die toevoeging van die woorde op die aarde. Die wat hulle ouers volgens die 5de gebod eer, het die belofte van 'n lang lewe wat op die aarde begin en voortduur op die aarde waar hy nog gaan gee, of wat hy nog gaan gee. Met ander woorde, die nuwe aarde. Die laaste deel wat die katekismes in ons teks ons leer is, jy het ook met gesagsverhoudings dan buite die gesin te doen. Ons het net nou in die begin daarna gewys. Hy begin met die verhouding kind tot ouer, en dan brei hy dit baie vinnig uit na alle ander gesagsverhoudings. Op skool is jy 'n leerder of 'n onderwyser, in die sakewêreld werknemer of 'n werkgewer, in die kerk 'n gemeentelid, 'n amptdraer, in die politiek 'n burger of 'n regeringsamptenaar. En elke vorm van gesag is ietsie anderste. Die katekismes gaan nie in op al hierdie verskille nie. Van almal wat oor ons gestel is, of dit nou binne die raamwerk van die kerk se dienste is, of in die staat of in die samelewing is, sê dit is God se wil om ons deur hulle hand te regeer. Dit geld selfs vir die wat niks tipies vaderlik of moederlik in hulle gesagsuitoefening betoon nie. Daarom het Dawid tot die einde toe volgehou dat Saul wat hom vervolg het, sy gesag van God ontvang het. Koning Nebukadneser wat die volk Israel weggevoer het sy mag van God ontvang. Daarom moet ons so skalfyn dit stel, selfs die mees onregverdige tiran beskou as iemand wat die plek beklee wat die Here hom toegeken het. En laat ons nie twyfel dat ons verplig is om hom te dien aan wie ook al die koninkryk toevertrou is nie. Wanneer God iemand tot koninklike eer verhef, verklaar hy dat dit sy welbehae is dat hy regeer. Petrus en Paulus roep op tot onderwerping selfs aan heidense owerhede. Al neem hulle aan dat hierdie owerhede reg sal doen, laat hulle geen ruimte vir opstand nie. Die skrif moedig niemand aan om opstandig te wees nie polities of sosiaal nie. Selfs toe die regering vir Jesus gekonfronteer het hy gevra, maar wie se kop is op die minste? Gee vir die keiser wat hom toekom. Daar is tereg daarop gewys dat selfs Openbaring 13, wat na 'n anti-Christelike regering verwys, nie 'n oproep het tot opstand nie. En wat gesag in die samelewing betref, het Paulus die weggeloopte slaaf Onesimus teruggevat na sy eienaar toe, na Filemon. Dan is die enigste plek waar ons nie die gesag van die wat bo ons aanstel is, hoef te gehoorsaam nie, is wanneer hierdie gesagsfigure eis dat ons goeders doen wat teen God se woord ingaan. Dis die enigste vlak. Wanneer dit eis dat ons ongehoorsaam is aan God, soos Handelinge ons leer. En daarom, geliefdes, die 5de gebod het niks anders as die gesag van God en die gesag wat hy gee aan mense vir oë nie. En dan eis dit gehoorsaamheid aan hierdie gesag, nie omdat die mens dit verdien nie, maar omdat God dit aan hulle gegee het. Daar is dan nog 'n laaste saak wat ek in kort wil aanraak, en dit is die verantwoordelikheid wat saam met gesag kom. En die realiteit dat ook 'n korrupte regering, ook 'n stikkende wêreld, uiteindelik voor die koning van konings, die een wat alle gesag het, gaan moet kom staan en hulle self moet verantwoord oor die uitlewing en uitoefening van hierdie gesag wat aan hulle gegee is. Dit word duidelik ook in die laaste gedeelte van Efesiërs wat vir ons gesê word, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing in die Here. Moenie julle kinders uittart sodat hulle opstandig word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing van die Here.
83 vertaling sê dit so mooi, moet nie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle met dissipline en teregwysing groot. Dis die opdrag. Dissipline kweek selfbeheersing, deel van die vrug van die Gees. En teregwysing, dit sê nie net jy is verkeerd, jy is sleg, jy is swak nie. Dit wys die regte pad uit. Met lankmoedigheid, maar tog 'n liefdevolle erns. Sê dit, hierdie is die pad wat jy eerder moet loop, nie die een nie. Dis die verantwoordelikheid wat saam met die gesag kom wat ons het. Ons is verantwoordbaar voor God. In die eerste plek, en in die tweede plek moet ons mekaar so behandel, soos wat God dit ook in sy woord uitsit vir ons, met regwysing en met dissipline. Mag ons dan as ouers eers terwille van die feit van God, hulle in ons lewens eer terwille van God wat hulle in ons lewens geplaas het. Maar mag ons ook die ander gesagstrukture eer terwille van ons koning se gesag. En mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons wil kom bely in die eerste plek dat ons dikwels dink ons weet beter en dat ons dikwels op ons eie wil staan. Dat ons self ons sake wil reël. Dankie Here dat U ons ook leiding gee deur die woord en ook dit wat ons bely. Dankie dat ons mag weet dat U ook gesag op aarde gee om ons ook so daardeur te lei en te begelei. Dan vra ek Here dat U ons sal lei deur U Heilige Gees om in nederigheid onsself te onderwerp aan die gesag wat U oor ons stel. Vir die van ons wat U ook gesag geskenk het, bid ons dat U ons sal lei om dit op so 'n manier uit te leef, dat ons onsself daaroor kan verantwoord voor die Koning van Konings, en dat ons met liefdevolle selfbeheersing ook uiteindelik sal teregwys en dissiplineer. Ons bid Vader, dat U ons ook sal lei om in afhanklikheid van U na alle verhoudings in hierdie lewe te kyk. Dat ons eerste voor dit alles U sal stel en sal sê terwille van ons liefde vir U, onderwerp ons onsself aan gesag, dien ons ook ons medemens met liefde en in gehoorsaamheid aan U. Ons bid hierdie dinge van U, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffer. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.